Goeiedag geliefde, vandag gaan ons lees uit Romeine 14 vers 17 tot 23 en onthou ons is besig om te gesels oor verpligting. En dit is 'n woord wat ons juis hier in Romeine lees en leer. En die woord wat in Grieks hier in Romeine gebruik word, is een wat sê, there is a debt to pay. Daar is iets wat ons moet teruggee. Ons staan onder verpligting, want ons is iets verskuldig. Hoe lyk dit dan? In aansluiting by gister, lees ons dan die volgende saam. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van mense. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlike vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dit is verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dis goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel nie. Laat jou oortuiging hieroor 'n saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enigiets wat 'n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Het jy al jou vreugde of jou vrede verloor? En dan sê jy, dit of dat het my vreugde gesteel. Daardie of daardie persoon, hierdie of daai situasie, het my vreugde en my vrede gesteel. Wanneer dit gebeur, is 'n mens baie geneig om jouself onderling met mekaar te vergelyk. Om te kyk waar ek beter as 'n ander een is. Die sleg daarvan is dat ons dan begin vreugde vind in 'n ander persoon se swakheid. Want ek is darm nie beter as dit nie. Ek is darm beter as so en so. Ek weet ek het foute binne myself, maar ek is dan nie so erg soos daai een nie. Geliefde, dit is alles, of niks minder, as selfverheffing nie. En dit nogal juist ten koste van ander. En daarin is daar geen werklike vreugde nie. En daarom in hierdie teks, wat ons vandag saam lees, het ons gehoor, dat die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wanneer ons verpligtinge nakom, kan ons na een ding uitsien, en dit is vreugde en vrede wat die Heilige Gees ons gee. Maar jy sien, ons raak so besig met op maniere waarop ander mense dalk nie hulle verpligtinge nakom nie. En dan dink ons sal vreugde en vrede hê. Dit werk nie so nie. Werklike vreugde en vrede is geesvreugde en vrede. Want dis om die volheid van God en die volle werking van God in jou lewe en deur jou lewe te ervaar. Daarin is werklike vrede en vreugde. Nie in hoeveel jy beter is as 'n ander en hoeveel beter jy doen as 'n ander een wat swakker is of meer sonde het as jy nie. Ons almal gaan dan, as ons so leef, altyd ontevrede wees en dan is ons besig om nie ons verpligtinge na te kom nie. Die mens van God, die kind van Christus, doen dinge uit geloofsoortuiging. Soos die Gees jou lei, soos die woord jou in die eerste plek leer. En enigiets wat ons dan doen buite dit, is sonde. Vergeet van 'n ander een sin. Leef uit jou eie geloofsoortuiging uit. Dis die verpligting wat jy het. En dit lei tot die vreugde en die vrede wat die Heilige Gees gee. Mag God jou genadig wees en begelei in so 'n geesvervulde lewe. Vreugde en vrede vir jou. Shalom.